maatjies, vandag is dag 8 van die 10 dae van gebed. Die Heilige Gees is uitgestort. Die drywende kaart het gewys dat hulle op die regte plek was. Hier is dit. Sê Oral en wys na die suidelike muur van die Nuwe Jerusalem. Maar ek kan nie mooi sien waar die persoon is vir wie ons soek nie. Hy sal seker nou opdag, sê Lukas terwyl na die hoë stadsmuur kyk wat van jaspis gemaak was. Die muur het baie kleure weerskaats: rooi, geel, bruin en donkergroen blou. Kyk net hoe mooi is hierdie muur. Dis nie net die muur nie, het jy die fondasies gesien? Vra Oral wat oral rondkyk terwyl hy probeer uitmaak waar die persoon wat volgens die kaart baie naby moet wees. Wow, so baie edelstene. Ek herken net 'n paar van hulle. Kyk daar die donkerblou is seker safiere. Skielik uit die bloute verskyn daar 'n man agter Lukas. Jong man, jy het 'n baie goeie oog vir detail en ek moet sê, 'n baie nuuskierige brein ook, sê hy met 'n glimlag. Lukas, laat ek jou voorstel aan Filippus, die evangelis. Sê Oral met 'n breë glimlag. Hy hou baie daarvan om dramatiese verskynings te maak en vandag was geen uitsondering nie. Vir 'n oomblik het ek gedink my kaart maak 'n fout. Maar dit is so lekker om jou te sien, Filippus. Of was dit dat jy ons gesien het? Ek het julle 'n paar minute gelede sien aankom en toe besluit ek om julle te verras, sê Filippus. Ek onthou dat ek het eers gelees dat jy direk deur die Heilige Gees gelei is, sê Lukas terwyl hy diep dink. Oral, wat sê die Bybel oor Filippus? Dit sê baie dinge, Lukas. Filippus was 'n kragtige instrument in God se hande, sê Oral terwyl op die drywende glas na 'n teks soek. Julle praat oor my terwyl ek reg hier by julle staan. Lag Filippus. Ek kan self vir julle sê hoe wonderlik dit was om saam met die Heilige Gees te werk. Ek het soveel stories om te vertel. Ons is besig om te leer wat die Heilige Gees gedoen het toe hy in die lewens van sommige van Jesus se volgelinge gewerk het, sê Lukas opgewonde. In jou geval het die Heilige Gees jou gebruik in die belangrike taak om mense na Jesus toe te bring. Dis waar, sê Oral. Hier is 'n baie spesiale oomblik waarvan jy moet hoor. Ek gaan Handelinge 8 vers 29 lees. Die Bybel sê, toe sê die Gees vir Filippus, gaan nader en bly by daardie wa. Filippus, het die Gees jou regtig direk na iemand toe gelei, sodat jy hom kon help om Jesus te leer ken? O ja, dit was beslis die Heilige Gees. Antwoord Filippus vinnig. Van die dag dat ek Jesus leer ken het my hart gebrand van verlange dat hy gou moes terugkom. Toe ek na die apostels luister, het ek verstaan dat die evangelie aan elke nasie, stam, taal en volk vertaal moes word voordat Jesus kan terugkom. Toe besluit ek om 'n evangelis te word, iemand wat die goeie nuus van Jesus spreek, sodat ek hom in my eie lewenstyd kon sien terugkom. Dit was toe dat die Heilige Gees in my lewe uitgestort is, en ek het my net deur hom laat lei in die groot werk om mense wat verlore is te red. Wat 'n wonderlike verhaal, Filippus, sê Lukas. Het die Gees jou regtig na die wa in die middel van die pad gestuur? Wat het toe gebeur? Ek was nou net van plan om dit te vertel. Sê Filippus. Die Heilige Gees het my gelei om met 'n man van Ethiopië te praat. Hy het ver gereis om na Israel te kom om van Jesus te leer, maar niemand daar het dit vir hom mooi verduidelik nie. Hy was op pad terug huis toe, verward en baie moedeloos. Maar die Gees het geweet wie regtig weet wie Jesus is, en hy het ons reguit na hulle toe gestuur, sê Filippus bly. Die res van die verhaal is hoe die Gees in hulle lewens gewerk het en hulle disippels van Jesus gemaak het en hulle gehelp het om die sendingwerk voort te sit. Daar is jy, my vriend Filippus, sê 'n diep, rustige stem agter hulle. Die 3 draai om. Ons praat nou net van jou, sê Filippus terwyl hy nader draf om die man 'n drukkie te gee. Vriende, ek stel julle voor aan my vriend uit Ethiopië. Ja, die een wat in die wa was en langs die pad gedoop is. Ek het hom weer hier in die heilige stad ontmoet. Dis lekker om julle te ontmoet, vriende van Filippus, sê die Ethiopiër vriendelik. Vergewe my dat ek Filippus moet wegneem,
maar daar is meer as 500 mense wat in Ethiopië vir Jesus gekies het, te danke aan God en my sendingwerk. En hulle is nou ook hier in die hemel. Hulle wil almal vir Filippus bedank. Ek moet hom gou soontoe vat, maar moenie bekommer nie, ons gaan nog baie tyd hê om te kuier. 500 mense wat gered is? Wow! Oral skakel die drywende kaart aan, druk 'n paar knoppies en die bekende rooi liggie begin weer flikker. Jy gaan nie die volgende persoon wil mis nie. Sê Oral opgewonde. Selfs ek kan nie wag om hom te sien nie. Is jy reg? Nou maak jy my ook opgewonde. Kom ons gaan. Sê Lukas. Hallo maatjies, baie welkom by die deel van die lesie waar jy deelneem aan die boodskap. Dis tyd vir ons om te werk. Met jou ouers se hulp, kies een van die volgende aktiwiteite. Leer Psalm 23 of enige ander psalm uit jou kop uit en vra jou predikant of onderwyser of jy dit by die kerk of by die skool kan opsê. Berei 'n kort preek of dagstukkie voor en deel dit met jou familie, jou vriende of indien moontlik by jou kerk of skool. Vir jou gebedstyd vandag het ek ook vir jou 'n paar idees. Bid baie keer deur hierdie dag en onthou om vir jouself en vir jou familie en vriende te bid. Nommer 1, bid dat die Heilige Gees in jou lewe sal werk en jou altyd sal help om Jesus se sendingwerk te doen. En nommer 2, bid dat die Heilige Gees jou sal help om ander mense van Jesus te leer, sodat hulle hom sal kies. Onthou maatjies, Jesus is baie lief vir julle en ek sien uit om julle môre weer te sien. Tata! Hierdie program is aangebied deur die Kinderbediening Departement van die Noordelike Konferensie.